Goeiedag. Vandag se Angola Memory het met propaganda te doen. Tydens ons daar in Angola was. Een van ons grootste propaganda aksies was eendag, ek weet nie, so in laat Desember, vroeg Januarie. Toe kom na 'n camera crew, weet nie van waar hulle kom nie. En hulle kom na groot kameras. En hulle kom nou 'n video maak. Nou wat ons moes doen, die hele veggroep moes aantree, dan moes ons nou in drieë verby marseer, verby die gesig. Die kamera kyk net so in een rigting die hele tyd. Net so verby marseer. Maar daar's twee merkers, daar's twee vlagstokkies opgesit. Een die kant, een daai kant. Dis net buitekant die sig van die kamera. So die hele veggroep kom aangemarseer dan marseer ons voor die kamera verby. En as jy verby daai vlagpaaltjie is aan die ander kant, dan moet jy om agter die kameraman hardloop en weer die lyn gaan join. Hierdie keer as jy 'n afmarseer gelid was, moet jy in die middel gelid of jy retireer gelid wees. So jy kry elke keer dieselfde nie. En dan marseer jy verby. So dis een continuous mag wat verby marseer. Dat dit nie lyk ons is net 300-400 ouens daar op die front nie. Dit moet lyk of ons is 'n paar duisend. En ek kan nie onthou nie of dit vir 15 of 20 minute aan mekaar moes ons dit doen. Jy gaan verby. Ek onthou ons het seker elkeen omtrent 10 laps gedoen. Ek kan nie onthou hoeveel keer nie. En miskien, ek weet nie of dit regtig 15 of, maar dit was lank. Al wat ek weet, ons moes op 10, 15 keer om my kameraman hardloop en weer in die lyn gaan join, elke keer op 'n ander plek. So in ons Browns, obviously, party van ons 'n tank overalls aangehaat, jy weet. Boshoede, die tipe van ding. En daai tyd al, ons was toe al meer as 'n maand in Angola, daar was mos nie water om te was nie. So die Browns het begin donker raak van die sweet. En dan hardloop jy verby, so dit lyk soos toe ons die video sien, dit lyk so, en hulle het hom ook so 'n bietjie gezoom dat jy kan ons gesigte goed mooi sien nie. So dit maak nie saak as jy weer omkom, jy kan nie identify, hier kom dieselfde ou weer verby nie. Nou weet ek nie wat hulle met dit gedoen het nie. Maar dit is uitgesit daar vir almal wat moet sien, Oost-Duitsland en Russe en die Kibaan en whatever. Die ander een was laat in Operasie Hooper. Later hier so in Maart maand of so. Toe staan groot magte toe begin Kiba groot magte afstoot. En toe is daar 'n sein uitgestuur van ons counter-int af, wat toe geïntercept was. Hy's geleak Kammersdag, wat sê die G5 is nou in posisie en hulle het atoombomme op hulle het nuclear warheads op die G5 kanone. En daai informasie was geleak geweest, laat dit uitkom ook nie. En dit was spesifiek om die Kibane, hulle het 'n groot mag bymekaar gemaak. Hulle wou sy druk oor die grens gaan in Rundu en daai plekke aanval. Toe word dan net geleak dat die G5 is nou in posisie en hulle het nuclear warheads nou. Dit het gewerk, want daar was geen push side van die Kibane af nie. En ja, obviously, ons het nog nooit nuclear warheads vir die G5 gehad nie. Daar was groot platra, daar was planne vir dit, maar net nooit gerealiseer nie. So dit was die twee groot propaganda dele daar was ander propaganda ook, maar dis die twee groot wat ek definitief van weet. Sien julle later.